Goeiemôre almal, baie welkom by vanoggend se erediens. Ek wil sommer dadelik vra, ek sien nie is nog heel wat gate tussenin. As ons 'n bietjie kan opskuif, dan kan ons van die mense wat in die voorportaal is ook nog binne in die erediens akkommodeer. As ons net nou sing, dan kan hulle inbeweeg as hulle nou te skaam is. Maar as julle dalk vir my net so bietjie kan opskuif, sal ek dit baie waardeer. Miskien moet ons vra dat as julle op 'n Sondag kom, dat julle klaar lekker inskuif, want ons weet ons eredienste is baie vol en dat ons altyd 'n gaatjie nodig het vir mense wat nog inkom. Ek wil sommer voordat ek begin met ons aankondigings gou 12 van ons jong lidmate vra om gou vir my hierso te kom help. Ek soek gou 12 van ons laerskool of hoërskool as hulle wil om gou vir my goedjies te kom uitdeel. So kom help gou vir my hierso. Julle gaan nou ouderlinge wees soos wat hulle kollekte opneem na die tyd, maar julle gaan nou uitdeel hier in die paadjies. So ek wil vir julle vra, begin jy vir my sommer agter, gaan jy ook vir my agter. Dan gaan julle dan gee julle in die paadjies af. En dan die opdrag vir die gemeente is dat elkeen asseblief 1 knoopie moet neem uit die bakkie uit. So elkeen moet asseblief 1 knoopie uithaal, daarso vat gou vir jou. Nee, jy vat die bakkie gou ook. Dan deel julle gou daarso uit. Gee so in die paadjies af. En dan gaan hulle gou. Ek kort nog so 'n paar hierso. Wie wil nog kom help? Kom, moenie skaam wees nie. Kort nog 'n hand of 2. Daar's hy. So gee so in die paadjies af. Daar waar jy sien daar nie iemand staan nie. Dan maak ons gou seker dat elkeen 'n knoopie kry, want hulle gaan dit net nou nodig hê. Baie dankie. Okay. So as hulle neem maar net die knoopie, laat die bakkie so verbygaan en dan neem julle knoopie. Julle kan dit aan die einde vir my weer by die kollekte ingooi. As julle nie julle knoopie wil huis toe neem nie. Maar hou asseblief net julle knoopie, ons gaan dit bietjie later in die erediens gebruik. Ek wil terwyl ons so uitdeel sommer vra of ons dalk nuwe mense het wat vir die eerste keer by ons inskakel vandag. As julle net so met 'n ligte hand opsteek sal aandui, baie welkom hier so by ons, welkom. As julle nog nie 'n kans gehad het om 'n draai te maak by ons inligtingstoonbank daar voor in die voorportaal nie, doen asseblief na die erediens. Daar's almanakke ook en daar's iemand om julle te verwelkom en julle uit te nooi na ons nuwe intrekkersdiens toe ook. Ons in die diens nie, ons braai. En as jy nou al 'n rukkie in die gemeente is en jy sê maar ek ken nie mense nie, asseblief kom braai saam met ons. Dis regtig 'n lekker geleentheid waar ons mekaar beter leer ken. En dan na die tyd drink ons saam tee in die saal, so julle is baie welkom om saam met ons daar ook te kom kuier. Ons sal binnekort vir julle die kostes en al die inligting van #Imagine deurgee. Ek weet daar's 'n klomp van die jong mense wat al begin angstig raak dat hulle nie gaan plek hê nie. Ons gaan vir julle plek hê. Ons gaan vir julle in die week behoort ons die kostes van die busse finaal vir julle deur te gee en te laat weet. En ook volwassenes wat wil saamgaan is ook baie welkom. En as julle nie weet nie, dis alweer bazaartyd. Dis om die draai, kan nie glo nie. So ek wil vra daar waar julle huis skoon maak en jy weet wat om daarmee te doen nie, kom gooi uit, bring hierdie kant toe. Ons soek speelgoed vir die speelgoedtafel, wit olifanttafel. Ons gaan 'n hele lysie versprei wat ons nodig het vir die puddings en die koekies en al daai tipe van dinge. En ons soek hande om saam te werk. So ons behoort in die volgende week vir julle baie meer inligting daaroor deur te gee. Maar raak saam met ons opgewonde oor ons bazaar in Maart. Die 21ste Maart, as ek nou vinnig probeer onthou, ek nou nie my datum hier neergeskryf nie. Maar ons sal dit ook vir julle deurgee, dit is op die bulletin. En dan wil ons vra, ons is op soek na iemand wat Bedisa Weskus wat Langebaan kan verteenwoordig by Bedisa Weskus. Bedisa Weskus is ons maatskaplike raad of dienste in die omgewing. Hulle werk met vrouens en kinders in nood. Hulle is in Vredenburg gestasioneer, maar hulle wil baie graag iemand verteenwoordigend uit Langebaan op hulle beheerraad hê. So as iemand van julle belangstel om op so 'n manier van jou tyd terug te gee, asseblief kontak vir my en ek sit vir julle in kontak met hulle.
Hulle het al vir ons ongelooflike hulp en werk gedoen hierso in die omgewing. En dan Huis Wittekruin, ons is betrokke by hulle versorgers daarso om vir hulle so een keer 'n kwartaal moetend te praat en na hulle om te sien. In die Barmhartigheidskommissie het Antoinette gesê, sy gaan vir ons voorvat daarso, maar ons is op soek na mense wat kunstig is, of 'n kaartjie wil maak, of een keer 'n kwartaal wil sê, ek skenk 70 sjokoladietjies of so. Ons gaan een keer 'n kwartaal by hulle betrokke wees, en ons het so 70 mense wat ons ondersteun daarso. So as jy wil betrokke raak deur 'n kaartjie te maak, of 'n sjokolade te skenk, of 'n koekie in 'n pakkie te wil sit, asseblief kontak vir my of die kerkkantoor, en ons sit julle in kontak met Antoinette. Dan het ons vanaand ons eerste jeugbyeenkoms, graad 4 tot 7, is baie welkom om by ons in te val. Ons begin 5:30. Ons is al van 5:00 af hierso, maar as jy 5:00 kom, gaan jy help uitpak. So jy is welkom om 5:00 al te kom, maar van 5:30 af gaan ons begin speel en lekker saam kuier hier in die groot saal. Dan het ons Dinsdag ons DVK kommissievergadering, diensverhoudinge. As dit op jou hart is om betrokke te wees by die gemeente se diensverhoudinge, asseblief kontak ons wil graag die kommissie uitbrei. En dan ook die finansiële kommissie kom Dinsdag aand ook bymekaar rondom ons begroting. So hou asseblief hierdie 2 kommissies ook in julle gebede hierdie week. Dan het ons ook die naweek wat kom, ons kerkraad se wegbreek, visionerende wegbreek. So ons wil vra dat julle vir ons bid vir die naweek wat voorlê, dat die Here regtig vir ons sal wys waarheen is die gemeente op pad en wat is op die Here se hart vir ons gemeente. Dan die 17de Februarie het ons senior ete, so julle is welkom om julle kaartjies by die kerkkantoor te kom kry ook. Dis altyd 'n lekker geleentheid, die van julle wat nuut is. 60 en ouer is welkom by hierdie ete. So as jy iemand het wat 60 is en jy's nou nog nie daar nie, dan mag hulle jou saam nooi. As jou man of jou vrou al in die 60s is en jy's nou nog nie daar nie, dan is jy welkom om saam met hulle te kom. Die kaartjies is beskikbaar by die kerkkantoor. En dan wil ek dankie sê vir die seep wat al ingekom het vir Siyabonga. Siyabonga is een van die nuwe projekte waarby Barmhartigheid betrokke is. Dis 'n ruimte waar gewerk word en mense met gestremthede gehelp word. Daar's 'n step down en ons het in die laaste ruk regtig, ek wil sê, hands-on experience gehad van hoe hierdie mense werk en dis vir ons kosbaar. So ons wil graag vir julle vra, as jy 'n koekie seep het wat jy kan saambring, as ons elkeen 1 koekie seep bring, dan kan ons vir hulle vir 'n maand lank help met seep. Hulle het so 400 seepies wat hulle 'n maand gebruik. So julle is baie welkom, dis tot die 15de Februarie wat hulle hierdie soap drive van hulle het. Dis 'n klomp dinge waarby ons as gemeente betrokke is en in die week toe ek in Stellenbosch was en tussen 'n klomp ander predikante het ek regtig weer besef hoe ongelooflik bevoorreg ons in ons gemeente is. Dat ons 'n oplewing beleef, dat ons beleef dat die Here is besig en dat hy werk. Al hierdie goed wat ons hoor, is goed wat in gemeentelede se harte gebore word en waar ons betrokke raak as gemeente. So baie dankie vir elkeen van julle wat deel raak en met hande en voete inklim om die werk van die Here te doen. Kom ons draai na mekaar toe en ons groet mekaar vir oggend hierso in die erediens. Nadat ons nou oor 'n klomp goed gesels het wat aan die gebeur is en die was 'n geskarrel onder ons rondom 'n groetery en mense welkom te heet in die erediens, wil ek vir julle vra dat ons vir 'n oomblik ook stil raak. Dit is hoekom ons ook hier is, om vir mekaar hallo te sê, om mekaar te omarm. Ons is gegee vir mekaar, maar ons is ook definitief hier om te kom stil raak by die Here se voete vandag.
Daar wil ek vra dat jy vir 'n oomblik stil raak en dink aan 2 vrae. Dink na, waar het jy God se liefde en sy genade die afgelope week beleef? Deur wie het jy dalk daai liefde en genade van God beleef? Waar wil jy graag meer van God se liefde en genade beleef in hierdie week wat kom? Met die volgende lied, as ek stil word, wil ek jou nooi om jou gebed af te sluit, wat jy met die Here vanoggend gesels het. En ek wil uitnooi as daar enigiemand is wat vanoggend die behoefte het om ons Christuskers te kom aansteek, om hulle te herinner aan God se teenwoordigheid, die ook vanoggend in die erediens, dan is jy welkom om dit te kom doen terwyl ons hierdie lied sing. Ons Vader wat in die hemel is,
Laat U naam vanoggend deur ons saam wees geheilig word. Laat U koninkryk kom, hier vanoggend in hierdie erediens. Voed ons met U woord. Amen. Aan almal in Langebaan wat aan God behoort, getroue broers en susters in Christus, genade en vrede vir julle van God die Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ek wil vra dat ons sal staan en as daar van die persone is wat wil inbeweeg van agteraf terwyl ons sing, as julle welkom. Hier is ruimte vir mense om 2, 3 dalk nog langs mekaar te sit hierso aan die voorkant, maar kom ons staan en dan bely ons ook die Here se groot mag wanneer ons sing, Here, Redder, groot en magtig. Levenspad en uw liefde en genade het u ook ons hand kom vat. Hier uw leden brengt bevrijding, leed op mijn hand kom vat. Leed op mijn hand kom vat. Vanoggend vier ons die roetemerker van nuwe oorgange rondom ons graad 1s en ons graad 8s wat skool toe is, hoërskool toe en laerskool toe is. So ek wil sommer net vir al ons graad 1s vra, ek weet hier is 'n of tweeetjies hier tussen julle, ons is nie 'n groot groepie nie, maar ek wil vra dat julle sal vorentoe kom met julle ouers, dat hulle vir julle 'n boekmerkie of 'n sleutelhouer kan oorhandig. So ek wil sommer vra as julle hierso is, dat julle vir my sal vorentoe beweeg. Is daar enige van ons graad 1s hierso vanoggend? As hulle te skaam is, dan kan hulle bly sit, mamma, dis okay. Sy. Dit is so 'n wonderlike voorreg om met ons graad 1s hierso voor te kan staan. Vir hulle is daar 'n hele nuwe avontuur wat hierdie jaar begin het. En dit is om die laerskool aan te pak, nê? Van klein skooltjie af na groot skool toe. En ons dink so vinnig oor ons oorgange, partykeer beweeg dit net so verby. Oorgange van trek, van een dorp na 'n ander, oorgange om te trek van een huis na 'n ander. Ek sal nou nie vir die ouers vra wie het hulle kinders by die universiteit gaan aflaai vir die eerste keer nie, want dis nog 'n sensitiewe oorgang vir die ouers. Party oorgange is met vreugde, ander oorgange is moeiliker. Maar oorgange gebeur daagliks in ons lewe. En as ons dit nie op 'n manier vier en vasmaak
aan God se teenwoordigheid nie, dan gaan daai oomblikke verby. En daarom wil ons vanoggend saam met ons ouers ons graad 1 se oorgang vier. Ons wil vier dat hulle in graad 1 is. Ons wil vier dat hy die hele nuwe avontuur van skool aangepak het. Ons wil dit saam met die ouers vier dat daar ander mense is wat inspraak maak in julle kinders se lewens by die skool. En ons wil saam met julle bid dat die mense wat hulle omring, mense sal wees wat die Here ken. En daarom het ons vir hulle 'n klein sleutelhouertjie wat hulle aan hulle tasse kan sit as hulle mag by die skool, of hulle mag dit hou dat hulle dit aan 'n deur, aan hulle deur vassit of waar hulle ook al is, om hulle te herinner dat God het hulle geroep om te wees waar hulle is. Weet julle wat beteken dit as iemand sê jy's geroep? Het jy al rustig daar by die huis gesit en niks doen nie, en dan hoor jy jou ma roep jou naam en sê jy moet kom. Dan is dit gewoonlik om 'n werkie te doen, nê. Dan sak jou moed so in jou skoene, want jy is nou eintlik besig met jou eie dinge, nê. Maar wanneer God ons roep, dan raak ons eintlik opgewonde, want hy sê ek het vir jou 'n werkie om te doen. En God het jou geroep om in jou skool te wees, om 'n werkie te doen daar in jou skool waar jy is. Hy het so 'n belangrike werkie dat hy vir jou gevra het dat jy in daai skool moet begin as 'n graad 1tjie. En hy gaan vir jou wys hoe om die lig te wees. Matteus 5 vers 16 sê, laat julle lig so skyn voor die mense, dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader in die hemel, wat in die hemel is, verheerlik. So as jy hoor dat God sê, maar ek wil jou gebruik, ek het 'n werkie vir jou om te doen in die skool, ek wil jy moet vir ander mense wys, dat God is lief vir hulle, deur 'n drukkie, deur miskien ietsie in jou kosblik te deel, vir 'n maatjie wat nie ietsie het nie, of daai maat wat alleen sit, of sukkel maatjies te maak. Jy kan die lig van God vir hulle wees, deur hulle te help. So die sleutelhouertjie sê ook, Matteus 5 vers 16, dat jy jou lig moet skyn, daar waar jy is. God het jou spesiaal geroep, om in die skool waar jy is, 'n verskil te gaan maak. Ouers, ek wil vra dat julle vir hulle sal bid, dat hulle sal sien wat die Here hulle voorroep. Dat hulle sal beleef dat hulle nie net daar is om te leer lees en skryf nie, maar dat hulle daar is om ook die Here te leer ken daar waar hulle leer. Kom ons sluit die oë, en dan wil ek vra as julle gemaklik is, in die gemeente kan julle julle hande uitsteek na ons graad 1's toe en hulle ouers, en ek wil graag vir hulle 'n seëngebed doen vir oggend. So kom ons seën hulle vir oggend. Die Here is voor julle om die pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om sy arms om jou te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. En die Here is onder jou om jou te dra as jy dalk mag val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm, en die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is binne in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. En die Here is vir jou, want Jesus pleit vir jou. Die Here is die een wat jou seën vandag. Die drie-enige God is by jou, van nou af, tot in alle ewigheid. Amen. Julle is welkom om te gaan sit. Ek wil uitnooi, as daar 'n ouma of oupa is wat vandag hier in die erediens sit, en julle het die opwinding gehad van 'n graad 1tjie wat by julle begin het in die familie hierdie jaar, is julle welkom om na die tyd ook 'n sleutelhouer vir hulle te kom haal, dat hulle ook kan weet en bevestig word in hulle lewe, dat die Here roep hulle om daar waar hulle is, die lig te wees. Ek gaan vra dat wanneer ons nou opstaan om op berge en in dale te sing, dat ons kinders sal uitbeweeg na hulle kategese klasse toe, hulle groepleiers wag om hulle daar te ontvang. Van ons maats wat vandag by ons kuier omdat hulle graad 1 is welkom om ook vandag saam in die kategese klas te gaan kuier. So julle gaan deur die kerk stap, uit by die portaal deur, en dan is daar 'n deur regs in die gangetjie, en die heel eerste klas hier links is die graad 1 se kategese klas. So julle is baie welkom om saam met hulle uit te beweeg, en ma of pa is welkom om ook saam met hulle
uit te beweeg daai kant toe. So kom ons staan en dan erken ons dat die Here sê, hy is oral by ons graad 1 in hulle skole, en ook daar waar ons besig is om die lig vir die Here uit te straal. Kom ons staan en sing op berge en in dale. Liefheid sy vermoë word deur sy gees gelei. Die swaalkies beroerd, hy bekleed met gras die dal. Die kleinste wurmpie voed hy, sorg vir die groot heelal. Roem Christen, heel my lewe, is veilig in my God, waar alles my begewe, of waar ek lei is God, waar troue vriende hande, nie red nie, daar is God, selfs in die doodse bande, ja, oral is my God. Indien daar persone is wat wil inskuif van die voorportaal af, hier is heel wat plek nou hier aan die voorkant en hier aan die agterkant, daar by Abel rond sien ek is daar ook plek, as julle wil inskuif, is julle welkom. Ek wonder nogal wie vandag is die jongste in ons erediens. Nou ek weet, dit sal nie iemand wees wat hier uitgestap het nie, want ons het gewoonlik babatjies in die erediens, of ons mis dalk vandag 'n babatjie. Is hier iemand wat sê, daar's 'n jongste, hy's nou 8 maande, 10 maande, weet die tyd het verbygegaan, ons mekaar net Vrydag gesien, 10 maande, is daar iemand wat 'n jonger klein ding as 10 maande vanoggend hier in die erediens het? Okay, so ons het 'n 10 maande ene hier in die erediens, en ek wonder die oudste, mag ek dit vra? Kry ek reaksie van nee? Wel, miskien kan ek net dit sê, dat ons het die voorreg gehad, om in oor die naweek nou 'n verjaarsdag in ons huis te hê, wel maandag, môre is ons kleinste 8 jaar oud, en dit is ongelooflik om te dink, maar dit is so 'n druppel in die emmer. Hierdie week het ons die voorreg gehad, om een van ons gemeentelede se 99ste verjaarsdag te vier. Hierso by die kerk het haar omgeegroep, haar Bybelstudiegroep saam met Tannie Babs gesit, en dit is so 'n ongelooflike voorreg, dat 'n mens kan sê, die Here het haar 99 jaar geseën, en ek het sommer net uit haar groep uit gehoor, ek kon nie daar wees nie, maar ek kon hoor uit die groep uit, dat sy vir hulle 'n voorbeeld is, en iemand wat, 'n voorbeeld van iemand wat regtig in elke tydstip van haar lewe vasgehou het aan die Here. My vorige kollega aan Kimberley het altyd, as die syfers so begin hoog raak, dan sê jy kan dit omdraai. As jy bo 60 is, het jy die voorreg om die syfers om te draai, dan kan jy besluit hoe oud jy is, maar 99 gaan nou 'n probleem wees. En iemand anderste wat ek ken by Helderberg gemeente, het vroeër in die jaar haar ouma se 106ste verjaarsdag gevier. Dis ongelooflik om te dink aan hierdie tye en hierdie terme wat half onrealisties klink as mens kyk na hierdie jare wat gevier word.
En in die week toe ek in Stellenbosch was, is ons besig met die verhaal van Abraham. En vir 'n oomblik is ek gekonfronteer met, waar het jou lewe begin? En net vir my hierdie oomblik van, aha, toe ek besef, ek is deel van God se belofte, wat hy aan Abraham gemaak het, toe hy gesê het, jou nageslag sal so baie wees soos die sand by die see en die sterre in die lug, en ek is een van daai sterretjies, of ek is een van daai korreltjies sand, maar ek is deel van daai belofte wat God jare terug al gemaak het. En in die week, toe ons nou so met die verjaarsdag dinge besig is, toe vra die kleintjie vir my, so, hoe oud is mamma nou? En ek dink, die persoon wat ek was 44 jaar gelede en die persoon wat ek vandag is, verskil hemelsbreed van mekaar. 'n Mens groei mos en jy vorm en jy gaan deur ervarings wat jou maak wie jy is. En toe ek gaan terugdink en in 1994 het ek 'n definitiewe besluit gemaak om te sê, Here, ek wil my lewe vir U gee, totaal en al oorgee. So as ek daai sommetjie gaan maak, is ek maar nou 32 jaar lank 'n Christen. Dis nog nie naaste by hierdie getalle van 99 en 106 waaraan ons kan dink nie. Maar die belangrikste vraag wat ek nou vir myself kan vra is, hoe lyk my geestelike lewe nou teenoor 32 jaar terug? Het ek gegroei? Het ek verander? Het ek vir God beter leer ken? Het ek God se stem beter leer onderskei? Volg ek in Jesus se spoor? Want sien, Christene moet geestelik groei. Ons kan nie stil staan of stagneer nie. Ons moet meer en meer soos Jesus word, sê 2 Korintiërs 3 vers 18. Ons word al meer verander om na die beeld van Christus gelyk te word en die Gees doen dit. Vandag se teksgedeelte is 'n gebed. Eintlik een lang sin wat dit voel of die skrywer se asem nie opraak wanneer hy hierdie gebed bid nie. En dis basies 'n gebed vir gelowiges. 'n Gebed dat die wat die Here ken, hom nog naderby sal leer ken. Die gedeelte begin om te sê, hom, Christus, verkondig ons, deurdat ons alle mense met alle moontlike wysheid onderrig en leer, sodat ons elke mens tot geestelike volwassenheid in Christus kan bring. Dit is waaroor dit gaan, hierdie geestelike groei, geestelike volwassenheid. En die begin van geestelike groei is in geloof. En daar wil ek vra, as julle julle Bybelspele het, kan julle blaai na Kolossense toe. Kolossense 1 gaan ons by stil staan vanoggend en ons gaan lees daar vanaf vers 3 af. Ek gaan dit so opbreek terwyl ek besig is om te lees en dan gaan ek so stuk praat oor die gedeeltes. Julle is welkom om te blaai na Kolossense 1 toe. En hierdie gebed begin eintlik om te sê, ons dank die Here vir julle. Vanaf vers 3 af. Wanneer ons tot God die Vader van ons Here Jesus Christus bid, dank ons hom altyd vir julle, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus. Omdat ons gehoor het van julle geloof in Jesus Christus en van julle liefde vir al die gelowiges. Hierdie geloof en liefde is gegrond op die hoop wat vir julle in die hemel bewaar word en waarvan julle reeds gehoor het, toe die waarheid, die evangelie, aan julle verkondig is. Die evangelie het julle bereik en net soos dit in die wêreld vrug voortbring en verder versprei, gebeur dit ook by julle van die dag dat julle van God se genade gehoor het en dit leer ken het soos dit werklik is. Julle is daarin onderrig deur Epaphras,
ons geliefde medewerker en 'n getroue dienaar van Christus in julle belang. Dit is ook hy wat ons vertel het van die liefde wat deur die Gees in julle gewek is. Gaan net tot daar lees op hierdie oomblik. Geestelike groei begin by die geloof in die evangelie. In dit wat die Bybel vir ons sê, die begin is Jesus Christus wat aan die kruis gesterf het vir ons sondes, omdat God ons so lief gehad het, dat niemand verlore moet gaan nie. Dit is iets wat ons ontvang by God. Dis die werk van die Heilige Gees. Deur geloof is ons verlos, is ons sonde vergewe en kry ons deel aan die hoop van Christus. Dis belangrik om daarop te let dat ons hier moet begin. Nie by wat ons doen nie, maar wat God doen. Nie wat ons uit ons eie uitprobeer nie, maar wat God vir ons help bewerkstellig in ons lewens. Ons begin nie by ons sondigheid om te eindig by sekerheid nie, maar ons begin by ons sekerheid om ons roeping as Christene al duideliker te ontdek, en daarin word ons elke dag herinner aan wat in ons lewe voor die Here neergelê moet word. Romeine 3 vers 23 sê ons het almal gesondig en is ver van God af. En daarom begin dit by God en nie by my nie. Want ek en jy staan aan die verkeerde kant. Ons staan aan die verkeerde kant van die lewe, totdat ons ontdek het dat Jesus Christus is die lewe. Ons begin nie by onsself nie, ons begin by die verlossing wat in Christus deel geword het in ons lewens. Die gevaar is so maklik dat ons na onsself kyk en dat ons in onsself ons Christendom daarvolgens beoordeel. En dan is daar gewoonlik die gevolg van onsekerheid en twyfel. Calvin het gesê om sekerheid in jouself te soek is 'n dodelike gewapende afgrond waarlangs niemand loop sonder om diep daarin af te stort nie. Jy kan nie sekerheid in jouself vir enigiets kry nie. Geloof is om weg te kyk van jouself, buite jouself, sonder enige aandeel van jou kant af, na wat Christus in jou doen. En om jou om daaraan vas te klou, dit is geloof. Geloof is nooit gebaseer op jou eie dade of ervarings of belewennisse of prestasie nie. Ek is 'n Christen omdat ek dit of dit doen. Ek is 'n Christen omdat ek hierdie en hierdie vir die Here wil gee. Nee. Ek is 'n Christen omdat God se beloftes, omdat die evangelie van God waar is in my lewe. Koelbrugge, 'n Nederlandse predikant, het gesê wanneer mense hom vra wanneer hy tot bekering gekom het, het hy altyd geantwoord op Golgotha. Want hy het gesê dis waar dit begin het. Nie die oomblik toe hy die eerste keer sê Here, ek aanvaar wat U vir my gedoen het nie, maar die oomblik toe Jesus aan die kruis gesterf het vir my en vir jou. Dis waar dit begin. Dis waar die boom geplant is. En is nie ons werk nie. Dit doen Christus deur die Gees. So as ons praat oor geestelike groei, dan hoef ons nie aan mekaar van vooraf te begin nie. Dis weer hy vraag van waar was ek en waar is ek nou? En as jy vir jouself sê na 32 of na 44 of na 60 jaar drink jy nog melk, dan moet jy gaan stil word by die Here om te sê Here, ek wil U beter leer ken, ek wil meer van U weet. Ek wil nie vashaak by moedersmelk nie, Here. Ek wil voluit vir U leef. Ek wil geestelike groei in my beleef. Dis goed om jou lewe elke dag nuut op weer aan God toe te wy, maar ons moenie vasgekeer wees in 'n oneindige kringloop om jou hart vir die Here te gee nie. As jy jou hart vir die Here gegee het,
dan is jy 'n kind van hom. Ek het laasweek die voorreg gehad om met iemand weer so pad te stap, van die begin tot einde die gesprek te hê, en om daai persoon te verseker, jy is nou 'n kind van God. Die oomblik wanneer dinge moeilik raak, en ons voel of ons ver is van God af, dan begin ons weer twyfel, dan wil jy weer jou hart vir die Here gee. Maar as ons ergens die besef kry dat as jy 'n kind van die Here is, dan val jy om in sy hand, maar jy val nooit uit nie. Party dae leef ons naby aan hom, ander tye ver. God se grootste hartsbegeerte is dat dit altyd naby is. Nooit ver nie. Hy steek sy hand uit en hy sê, ek wil jou God wees. As jy dit nog nooit gedoen het, as jy nog nooit jou hart vir die Here gegee het en gesê het, Here, ek wil my lewe vir U gee nie. Iemand nou eendag vir my sê, toe ek daar instap, Santi, ek is nie reg met die Here nie. Dis 'n oop eerlike gesprek en 'n mens kan van daar af verder gaan. So die vraag is jy reg met die Here? As jy aan God behoort jy aan hom. Nie as jy kerk toe kom, of as jy geld gee, of as jy deel raak van 'n kommissie, of as jy by die bazaar werk nie. Jy is 'n kind van die Here. En saam met dit kom daar 'n klomp goed wat jy moet leer ken en ontdek en in groei. Jy gaan nie nou 'n kind van die Here word en môre die boom van vrugte hê van geduld, vriendelikheid en al daai goed wat saam met dit gaan nie. Die Here kan jou lewe ook so omdop. Maar ons groei in ons geloof, ons groei in ons verantwoordelikheid wat ons het teenoor die Here, ons groei in 'n geestelike pad om die Here beter te leer ken. Ek word al meer verander om aan die Gees of om aan die beeld van God gelyk te raak. Dit is wat die Gees van God doen. Die werk is gedoen, die boom is geplant, maar dan moet die boom begin groei, begin wortels skiet, om stewig te staan. Ons het laas jaar die hele jaar met die tema gewerk om gewortel te wees in God. Dit gaan oor daai om te sê, Here, hier is ek. Die boom word geplant en nou moet jy wortels skiet. Die Heilige Gees help ons daarmee. Vers 9 sê, daarom van die dag af dat ons van julle gehoor het, hou ons ook nie op om vir julle te bid nie. Ons vra God dat julle deur al julle wysheid en die insig wat die Gees gee, tot volle kennis kan kom van wat sy wil is. Ons skiet wortel wanneer ons vir God leer ken. Maar ons gebede lyk altyd, Here, help my met dit. Here, help my om dit raak te sien. Here, dankie vir dit. Here, ek aanbid U. En ons niks fout met die gebede nie. Maar wanneer laas het jy vir iemand in die gemeente gebid om te sê, Here, mag hierdie persoon God beter leer ken, U beter leer ken. Mag hierdie persoon meer en meer soos U word. Ons bid dit vir onsself. Maar wanneer God vir ons bewus maak dat ons liggaam van Christus is en dat hy ons gegee het vir mekaar, dan beteken dit ons moet in gebed wees vir mekaar en dan vra ons, wat is jou behoefte? Hierdie week weer bid ons vir mekaar terwyl ons by mekaar is in Stellenbosch en ons vra vir mekaar, hierdie klomp dominees by mekaar, wat is jou behoefte? Waarvoor kan ek vir jou bid? En die een antwoord eintlik hierdie om te sê dat my kennis in God sal meer wees. Ons bid vir my vir die gemeente en bid vir my besige programme en bid vir my gesin en bid vir my. Maar ons vergeet van die kern, die gewortel wees in die gebed vir mekaar. Ons vra vir God vir wysheid en insig
wat die Gees gee, sodat ons God se wil kan ken. Dit is wat ek vir julle gevra het aan die begin van die erediens, om te sê ons kerkraad gaan hierdie naweek bietjie weg, om saam stil te word vir die Here, en dit is wat ek vir julle wil vra. Dit is wat ons kerkraad vir julle as gemeente wil vra, om te sê, vra vir God vir wysheid, vir insig, wat die Gees gee, sodat ons God se wil kan ken. Nie net vir die gemeente nie, maar vir ons eie lewens as leierskap van die gemeente. God se wil is nie iets wat ons vir onsself kan uitwerk nie. Deur die Gees word God se plan en doel vir ons geopenbaar. En wanneer ons praat oor God se wil, dan sit in die eerste plek God se groot uiteindelike plan, dat almal sy naam sal hoor. Daarna vra dit, hoe raak ek deel? Here, gee vir my die wysheid en die kennis om te weet, hoe moet ek deel raak? Wat moet ek doen? Waarby moet ek stil staan? Vir wie moet ek bid in die gemeente? Ons is dikwels bietjie selfsugtig wanneer ons praat oor God se wil. Maar God se wil vir jou is deel van God se groter wil, om in Christus alles met homself te versoen. En dan natuurlik God se wil vir jou. Dan wanneer die boom geplant is en wortel geskiet het en met vrug dra, lees ons verder in vers 10 tot by vers 12. Ons bid dat julle tot eer van die Here sy lewe deur net te doen. Ons bid dat julle tot eer van die Here sal lewe deur net te doen wat hy verlang. Maar mag julle vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Mag God wat oor die mag en die heerlikheid beskik, julle versterk en aan julle al die krag gee om in alle omstandighede met geduld te volhard. Julle moet die Vader met blydskap dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Hoor julle hierdie ongelooflike gebed? Die vrug is nie net daar nie. Die gebed is, mag jy vrugte dra deurdat goeie werke toeneem in jou kennis van God. Hoe meer jy van God leer, ken, hoe meer God deel raak van jou lewe, hoe meer sal vrug deel raak van jou lewe in die goeie werke. Mag God wat oor die mag en die heerlikheid beskik, julle versterk en aan julle al die krag gee om in alle omstandighede in geduld te volhard. 'n Diepe gebed van een gelowige na 'n ander. 'n Gebed vir hierdie gemeente in Kolosse om te sê, ons bid dat daar geestelike verdieping in julle lewe sal gebeur. Dat geestelike groei in julle lewe die voorgrond sal wees. Mag julle toeneem in die kennis van God. Dit beteken nie jy hoef nou 'n sendingstasie te gaan plant elders in 'n land wat jy nie eers die taal van ken nie. Ja, as die Here jou roep vir dit, dan moet jy gaan. Maar ons sê so maklik, o Here, ek bid vir die wat daar is. Maar hier in ons eie omgewing, in ons eie ruimte, roep die Here jou ook, soos wat ons vanoggend vir hierdie graad 1's gebid het. Is hierdie groot woorde en hierdie groot gebed ook vir hulle, dat hulle sal vrug dra deur lig te wees, daar in graad 1 waar hulle is. Daar waar die Here hulle geroep het om te wees in daai skool. Die van julle wat nie onlangs kinders moes inskryf by 'n skool nie, besef nie die spanning waardeur ouers gaan om te weet of jou kind gaan plek kry in die skool wat jy graag vir eerste kies vir jou kind nie. En baie keer gebeur dit dat jou kind nie plek kry daar nie en dat jou kind op 'n ander plek opeindig as wat jy as ouer en jou kind gedink het. En dan is daar 'n stukkie geloof en vertroue wat ook moet inskop om te sê, die Here het my geroep om hier te wees, my kind is geroep om in hierdie fase, in hierdie seisoen, in hierdie deel te wees, in hierdie skool, in hierdie dorp. Waar roep die Here jou om wortel te skiet?
Hy roep jou en hy nooi jou in om wortel te skiet in sy woord. Waar jou boom geplant is later, dit sal hy ook vir jou uitwys. Maar weet net, jou boom is nie alleen geplant nie, jy is in 'n boord. Kyk gou om jou, links en regs, die persoon wat jy gegroet het voor en agter jou, kyk gou om jou rond. Dis jou boord. As ons met die boombeeld voortgaan, jy's geplant in hierdie boord. Jy dra nie alleen vrug nie. Ons is saam hierso om 'n verskil te maak. Soos wat jou kennis in God meer word, is dit eenvoudig Bybel lees, bid, klein groepe, eredienste, boeke wat mens lees. Julle die waarde van hierdie byeenkoms op 'n Sondag is van onskatbare waarde. Maar as ek nou vir mense wat in klein groepe is, sal vra, hoe is dit vir jou? Dan gaan ek vir jou sê dat elkeen van hulle gaan sê, ek kan nie sonder my klein groep nie. Of dit nou is dat dit die groep is wat hier voor vir ons bymekaar kom en vir ons lei en sang, want glo my, hulle is 'n klein groep wat mekaar dra, en weet van mekaar se lief en leed in mekaar se lewens. Of dit nou is dat dit jou groep is wat begin is van die kerk se kant af daar op die golfbaan en julle slaan 'n paar balle rond, maar die Here is deel van julle gesprekke. Dis 'n klein groep. Of dit 'n disippelskapgroep is of 'n Bybelstudiegroep is, dis 'n ruimte waar jy nog dieper vir 'n oomblik kom stil staan in die week eers om te sê, Here, ek wil U meer en meer ken. En daarom wil ek julle uitnooi om dit te kom ervaar en te kom deel wees van 'n klein groep as jy nog nie is nie. Daar's verskillende maniere om in te skakel en kom kantoor toe, kontak ons en as jy self 'n groep wil begin, doen dit. Dis nog 'n ruimte waar jy saam met ander mense, saam met jou woord, die Here beter kan ken, dieper kan delf in die woord. Vers 12 het ek met julle gedeel, met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. Nou net vir ingeval jy nou vir 'n oomblik nou weer wil terugdink voordat ek begin preek het om te sê, ek moet sorg dat ek geplant is, ek moet sorg dat ek wortel skiet, ek moet sorg dat ek vrug dra, wil ek jou herinner wat vers 13 sê. Hy, dis God, het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. Deur die seun het hy ons verlossing verkry, die vergewing van sondes. God plant. God is die een wat ons vasbind. Hierdie refrein, hierdie gebed wat ons in Kolossense gelees het vanoggend, is 'n uitnodiging dat ons vir mekaar moet bid. Ons is gegee vir mekaar vir 'n doel. Ons is gegee vir mekaar om vir mekaar te bid, om geestelik te groei, om die Here beter te leer ken. En ek het my naam hier gaan insit en ek wil vra dat as jy wil, gaan doen dit by die huis, gaan skryf jou naam in jou Bybel in op die plekke wat praat van ons of van jou. Maak hierdie gebed persoonlik. Of gaan kies iemand wat jy ken en gaan skryf hierdie gebed oor en skryf hulle naam daarin en bid hierdie gebed elke dag vir daardie persoon. Dan klink dit dalk soos volg. Ons vra dat U deur al die wysheid en insig wat die Gees gee, Santi U wil duidelik sal laat ken. Sodat Santi tot eer sal lewe deur net te doen wat U verlang. Mag Santi vrugte dra deur goeie werke en toeneem in die kennis van God. Mag U deur die wonderbare krag Santi alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Met blydskap wil ons U dank wat Santi geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir die gelowiges wag in die ryk van die lig. U het Santi die mag van die duisternis weggeruk en Santi onder die heerskappy gestel van U seun wat U liefhet.
Deur U seun het Santi die verlossing verkry, die vergewing van haar sondes. Daarom loof en dank ons U en bid ons in U naam. Amen. Hoor julle hoeveel anders te klink dit as dit persoonlik raak? Gaan skryf hierdie gebed oor. Gaan sit iemand se naam daarin en bid dat daardie persoon nader aan die Here sal kom. Maak 2026 'n gebedsjaar vir mekaar. Begin klein, begin ongemaklik, haal diep asem en begin met die woorde: Here, hier is ek. Ek wil vandag bid vir. En dan bid jy vir daai persoon op die naam. Om te kom in gebed is 'n doelbewuste toenadering tot God en om biddend in sy teenwoordigheid te vertoef. Kom ons sluit hierdie oë. Here, baie dankie dat ons weet dat U ons uitnooi om in gebed by U te kom kniel en ook om vir mekaar te kom bid. Here, nie te kom bid vir al ons fisiese nood vandag nie, Here, maar om vandag te kom bid vir ons geestelike behoeftes. Here, ek wil vra dat U vir elkeen hierso dit op die hart sal lê vir wie hulle vandag moet bid. En dat hulle sal volhard in hulle gebed om vir daai persoon te bid om nader en nader aan U te kom. Amen. Vandag is ook 'n geleentheid wat ons wil gebruik om vir ons gemeente te bid en vir ons gemeente se leierskap. En daarvoor het jy 'n knoopie in jou hand. So nou wil ek net vra of iemand oorgeslaan is met 'n knoopie. Het almal gekry. So ek gaan vra dat jy vir 'n oomblik jou knoopie sal uithaal. Jy hoef nie hierdie kripnotes te onthou nie. Ek beloof ek sal hulle vir julle weer aan die einde opsit, dat jy kan weet wat se kleur is jou knoopie, maar jy kan nou vir wie moet jy bid, maar kyk gou-gou na die kleur van jou knoopie. Daar's ligblou en dan staan donkerblou. Hy's amper swart. So as hy amper swart is en jy wonder daaroor, dis blou. Maar daar is 'n pikswart knoopie ook. Maar kyk bietjie hierso na hierdie kleure en dan gaan ek gou vir julle verduidelik. Anne-Marie, as jy sal aangaan na die volgende skyfie toe. Ek wil vra dat julle vir ons kerkraad sal bid. Ons kerkraad en ons middelbestuur. Dit is ons twee, ek wil amper sê ons twee groot vergaderings in die gemeente wat dit wat in die kommissies gebeur, probeer saamtrek. Dit gebeur by middelbestuur en dan by die kerkraad is ons gebed dat ons regtig die Here se wil sal soek, dat ons visionerend sal dink oor die gemeente en sal stil word by die Here om sy wil te leer ken. So ons leierskap by die gemeente van die gemeente by die kerkraad is Fires. Ons het so baie Johans op die kerkraad dat ons het nou al byname, soos Fires. Dis Johan Janse van Rensburg en dan ons voorsitter by die middelbestuur is Henry Neus. So ek wil vra as jy 'n swart knoopie het, is dit die mense en die kommissie of die vergadering waarvoor jy vandag bid. Dan as jy 'n donkerblou knoopie het, dan is dit gemeentebediening. Gemeentebediening is dit wat in die erediens gebeur, ons nuwe intrekkers, ons klein groepe, ons gasvryheid in die gemeente, al ons kursusse, bemagtiging van lidmate, dit val onder gemeentebediening. So as jy 'n donkerblou knoopie het, dan gaan jy vandag vir hulle bid. Dan as jy 'n ligte blou knoopie het, dan bid jy vir die senior bediening. Nou dit is ons bediening van 60, 65. Hulle wonder altyd oor daai ene en op. Dit is bediening aan lidmate wat op 'n ander behoefte in die gemeente partykeer funksioneer, meer individuele kontak en ons bid daarso vir Estel Prinsloo wat vir ons as voorsitter voorvat daarso. Dan as jy 'n pers of 'n pink knoopie het, dan bid jy vir ons diensverhoudingskommissie. Fafa Kriel was tot onlangs nog voorsitter daar. François Erasmus het deel geraak van ons diensverhoudingskommissie. Hulle kom in die week bymekaar om voorsitterskap aan te wys in die diensverhoudingskommissie. Maar bid vir hulle
Dit gaan oor versorging van die personeel en om seker te maak dat alles wetlik in die gemeente regloop. So bid asseblief ook vir daai kommissie. As jy 'n groen knoopie het, dan is dit vir die jeug. Hannes die Rand is ons voorsitter daar. Bid asseblief ook vir hom en sy span wat met ons jong mense werk, met al die uitdagings wat hulle beleef in die wêreld en in hulle skole. En dan getuienis, dit is ons uitreik na ver buite wil ek amper sê, dis ons sendelinge, ons oral waar woordverkondiging plaasvind. Magda Barnard is daarso ons voorsitter. Dat ons ook vir hulle bid, wat ons sendelinge ook op hulle hande dra en vir hulle in gebed sal wees. En dan barmhartigheid. As jy 'n knoopie het wat meer as een kleur het, so jy sal sien daar's 'n knoopie wat wit en groen in het, of 'n knoopie wat wit en swart in het, of 'n woord, ja, as jy so 'n knoopie het, dan bid jy vir barmhartigheid. Barmhartigheid is ons uitreik hier na binne en buite die gemeente waar nood is. En barmhartigheid is ons voorsitter nou nie daar verkose, Dewald Engelbrecht, hy vat vir ons daarso voor. Dan finansies, as jy 'n wit knoopie het, dan bid jy vir finansies. Dis Jacques Smit vir ons admin en ons administratiewe en ons finansies, bid daar vir Jacques Smit en sy kommissie. En dan eiendomme was tot onlangs toe was Dirko daar gewees vir 'n baie lang tyd. Dirko C het nou oorgeneem daarso as voorsitter. As ek dit reg het, so bid asseblief vir ons eiendomskommissie wat kyk en sorg dat alles regop bly staan. Waar in ons vergader en waarin ons as gemeente bymekaar kom, al ons geboue en alles rondom ons wat julle sien. En dan as jy 'n brein, dit is mense wat patrone op hulle knopies het. So as jy woorde op jou knopie het of 'n patroon op jou knopie het, van daai patrone is baie dof, dan bid jy vir eiendomme. En dan as jy 'n breinknopie het, dan wil ek vra dat jy sal bid vir ons kantoorpersoneel, vir Arina en Pauline en Nikki, Marco, vir my en vir Dominee Johan. So dit is die gebede wat ek vir julle vandag gaan vra vir ons kommissievoorsitters. Daarso is die kripnotes weer. As jy enigstens twyfel oor wat se kleurknopie jy in jou hand het en of hy patrone het of nie, bid vir dit wat die Here vanoggend op jou hart lê. Ek gaan vir 'n oomblik vir julle vra om so julle oë toe te maak. En ek wil die gebed by onsself begin. Ek wil vir jou vra dat jy sal voel hoe hard die knopie is. En terwyl jy voel hoe hard die knopie is, dink aan mense wat deur moeilike, harde tye gaan en vra vir God om hulle te help. Julle sien ons gebedslys wat weekliks op ons bulletin uitgaan. Bid vir daai persone in ons gemeente wat swaar kry en vir wie dit moeilik is. Vra dat God hulle sal help. Dan wil ek hê jy moet kyk na jou knopie en tel hoeveel gaatjies jou knopie het. En dat jy vir soveel dinge vanoggend vir die Here kom dankie sê in ons gemeente. So tel hoeveel knopies is daar en kom sê vir die Here dankie vir dit wat hy in ons gemeente doen. Ons weet dat knope klere bymekaar hou en daarom wil ek vra dat julle volgende sal bid vir die mense wat nog nie deel is van God se familie nie. Mense wat dalk eensaam voel, mense wat nie tuis voel in die kerk nie. Bid dat hulle hom sal ontmoet en dat hy vir ons sal wys hoe ons sy liefde teenoor mekaar kan uitleef.
En dan kan jy weer kyk na die knope se kleure op die skerm as jy vergeet het wat jou kleur is. En ek wil vra dat jy vir daai kommissie of daai afdeling van ons gemeente vir 'n oomblik sal stil word. En dit wat die Here op jou hart lê, vir die Here sal kom sê vir ons kerk en vir daai kommissies en die werk wat hulle doen in ons gemeente. Ek wil 'n uitnodiging rig as daar iemand is wat voel dat hulle vanoggend vir ons wil afsluit met 'n gebed vir ons gemeente, dat julle sal vorentoe kom om vir ons hierdie gebed te kom doen. As dit op jou hart is vanoggend om vir ons gemeente te kom bid, dan wil ek jou uitnooi om hierdie deel te kom afsluit van ons gebed en om vir die gemeente te kom bid. Here, baie dankie dat ons vanoggend as gemeente kon by mekaar kom om te kom stil word voor U. Here, ons kom Sondag na Sondag hier by mekaar en ons is bewus daarvan, Here, dat U ons saam roep om hier te wees. Here, U het ons gebede gehoor vandag en U weet wat in ons harte leef en Here, ons wil regtig bid vir U leiding vir ons in die gemeente die jaar. Here, my gebed is die van Kolossense 1, Here, dat elkeen in ons gemeente U beter sal leer ken, nader aan U sal kom, geestelike groei sal beleef in hulle gemeente, in hulle lewe, Here, maar dat ons ook hierdie geestelike diepteid en groei in ons gemeente sal beleef, by mekaar. Here, dankie dat ons vir mekaar gegee is, om vir mekaar in gebed te wees. Here, ek wil vra dat U die persoon wat U op ons harte lê hierdie week, ons sal herinner, Here, dat ons vir daardie persoon moet bid, om U beter te leer ken, elke dag. Amen. Ek wil vra dat ons vir 'n oomblik sal opstaan en dat ons geloofsbelijdenis hardop sal bely, dat ons erken dat ons is nie hier alleen nie, ons is hier by mekaar, en ons is saamgebind in een geloof. Kom ons staan op en dan sê ons geloofsbelijdenis saam. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Julle is welkom om te sit. Ek wil vir julle vra dat jy jou knopie kan huis toe neem. As jy nie wil nie, kan jy hom in die kollekte gooi. As die sakkie verbykom, dan sal ek hulle weer bymekaar maak. Maar ek wil jou uitnooi, as jy wil kom tee drink na die tyd, hou jou knopie en kom soek iemand by die tee drink wat dieselfde knopie as jy het en leer iemand nuuts ken daarso. Ryk so 'n bietjie uit. Dit vat jou kant om ook hallo te sê en vir iemand te vra wat se kleur knopie het jy, en laat hierdie knopie deel wees van die gesprekspunt vir oggend. Ons vra dat God ons regtig sal dra in hierdie volgende tyd. Kom ons eer ook die Here met ons offergawes, tydgawes en dankoffers is wat die Here van ons vra wanneer ons hom ook daarmee dien.
Kom ons dien die Here met ons dankoffers. Terwyl ek wag dat hulle vorentoe beweeg, wil ek vir julle sommer sê dat die deurkollekte vandag gaan vir ons sendelinge. Ons het die hele maand sendingmaand en julle gaan deur die loop van die maand meer van ons sendelinge hoor. Vandag se deurkollekte gaan spesifiek vir België. Ek kan nie die sendelinge se name daar noem nie omdat dit baie sensitief is en dat hulle werk nie ontbloot kan word daarso nie. Wat ek wel kan sê is hulle werk onder die moslems daarso en dit is 'n baie delikate proses van om mense in te nooi en te kom eet en te kuier. So die evangelie word altyd gedeel om 'n tafel met kos. Hulle het oor Kersfees die 24ste Desember het hulle mense oorgenooi daarna hulle toe en hulle het weer ander mense gevra hulle daai mense gevra om weer mense saam te bring. So dit was die ruimte waar hulle weer nuwe mense ingekry het in die om in die bediening met hulle te kan deel, maar jy kan dink dat dit baie sensitief kan wees as jy nie in 'n land is waar jy nie eintlik van die Here mag praat soos wat hulle doen onder die moslems nie. So bid regtig vir hulle werk, bid vir finansiële steun, bid vir geduld en bid vir daai vriendskappe wat vorm, want dis regtig vriendskap evangelisasie dat hulle God in hulle lewe sal sien. Hulle het ook vir ons met ons kontak gemaak om te sê dat hulle voertuig het werk nodig en teen einde Februarie moet hulle voertuig weer deur die toets sit. So as enige iemand 'n bydrae wil maak ekstra as die deurkollekte is julle baie welkom om dit te doen. Julle kan ook dit inbetaal per internet of met die SnapScan kan julle die keuse maak wat in die banke is om te sê deurkollekte of julle kan 'n verwysing sit België en ons sal sorg dat dit by hulle uitkom. Kom ons sluit net die oë. Maak die oë toe. Ons hemelse Vader, U het ons lief. Ons het U lief. U genade, Here, faal ons nooit, is net altyd daar. Ons moet net gryp as 'n gemeente. Ons hele lewe deur, Here, is ons in die hande. Elkeen van ons wat hier sit ook in ons gemeente daar buite. Ons val dalk om in die hand, Here, maar ons val nooit uit die hand uit nie. En daarom het ons hierdie offer vanoggend gebring, Here, as 'n dankoffer soos ons dit noem. Om dankie te sê, Here, vir al U genade en al U liefde wat eintlik onverdiend is. Want ons verdien dit baie keer nie. En daarom vra ons dat ons hierdie as kerkraad en as finansiële kommissie want hierdie offer sal implementeer, Here, tot die beswil van U koninkryk, want ons gaan nou Dinsdag vergader. Here, ons wil hê dat U ook daar moet wees wanneer ons sal vergader om die begroting van hierdie kerk en hierdie gemeente te bespreek en dan te kyk waar moet ons dit aanwend en wat ons moet beplan om die koninkryk uit te brei. Here, wees met ons hierdie dag verder en dankie weer eens vir U liefde. Amen. Kom ons staan en dan sluit ons af vanoggend met die Onse Vader en ons bid hierdie gebed ook wat ons leer hoe om te bid. Kom ons staan.
Ontvang nou die seën van die Here. Mag die Gees aan julle wysheid en insig gee, sodat julle God se wil duidelik sal ken. Mag julle tot eer van die Here lewe deur net te doen wat hy verlang. Mag julle vrugte dra deur goeie werke. Mag julle toeneem in die kennis van God. Mag God deur sy wonderbare krag julle alle sterkte gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Amen. Laat dit so wees, Here, amen. Laat dit so wees.